Goeiemiddag geliefdes. Baie welkom aan elkeen wat vanmiddag hier is, saam by die troostdiens van Wyle, Jerry, André, Cousins. Aan die direkte familie, elkeen wat Jerry goed geken het, sy kinders, kleinkinders, aangetrouwde kinders, wat eintlik ook kinders is, en elkeen van ons mag ons daadwerklik getroost word deur die Here self. Wanneer ons soos vandag by mekaar is, en hartseer is, en dink aan iemand wat ons hele lewe lang geken het, dan kan ons nie anderster, as ons kop 'n bietjie neer te sak en met hartseer te dink aan iets wat ons nou nie meer het nie. Iemand wat ons nie meer het nie. Die goeie herinneringe wat nie meer daar gaan wees in die toekoms nie. En daarom kan ons elkeen ook in afhanklikheid voor die Here verklaar, ek slaan my oë op na die berge en wonder waar sal my hulp vandaan kom. En dan weet ek, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En daar dieselfde Here, in wie ons vertrou en ons afhanklikheid in hom verklaar, is dieselfde Here wat ons groet wanneer hy sê, genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan begin deur 'n psalm te sing, Psalm 116 vers 1 en 5. U het my siel weer van die dood bevry, in droefheid droog U, o Heer, my trane. Ons staan terwyl ons 'n psalm sing, en dan bly ons staan om ook saam ons geloof te bely, waarna ons dan weer ons plekke kan inneem. Ons hartseer en ons rou, ook saam ons geloof kan bely. En ons doen dit aan die hand van die apostoliese geloofbelydenis, waar ons kan sê dat ek glo in God die Almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, terwyl ons saam is, verootmoedig ons onsself voor die Here in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, aan U kom toe die lof en die eer, die heerlikheid, aan U kom toe ons hele hart se lof en al ons dankwoorde. Aan U kom toe al die prys. Here, want
Elkeen van ons in hierdie lewe het ons bestaan aan U te danke. En daarom, soos wat Paulus ook sê, kniel ons voor die Skepper van die heelal. Dankbaar, klein en nederig. Ons het ons bestaan aan U te danke. En daarom sal ons U loof en prys al die dae van ons lewens. Here, waar ons vanoggend hier by mekaar is, weet U, ken U elkeen van ons se hart. Weet U dat daar is hartseer, daar is rou, daar is diep verlange. Maar Here, U weet ook dat daardie verlange en daardie hartseer en daardie trane vir nog baie dae, maande en selfs jare by ons gaan wees. Here, en daarom bid ons dat die Heilige Gees ons ook vandag weer opnuut kom troos met U woorde. Dat die Heilige Gees ons kom troos in die wete dat U is in beheer. Dat die Heilige Gees ons kom troos in die wete dat die dood is nie die einde nie. Lei ons, Here, om ook nou gevul te word opnuut met vrede wat alle verstand te bowe gaan. En mag dit ook getuig van ons koning, ons saligmaker, wat betrokke is by ons, by elkeen van ons. Here, ons soek na troos, en daarom vra ons dat U sal tot ons spreek. Spreek tot ons, Here, want die dienaars, ons het troos nodig. Amen. Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend na ons toe, vanmiddag na ons toe uit 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 8, 12 tot 16 en 35 tot 58. Dit is 'n redelike lang deel, so ons net die belangrike dele wat ons gaan aanhoor. Paulus is besig om te skryf en hy sê, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Cephas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 tegelijkertijd, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ons lees vers 12 verder. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons valse getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood as die eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Vers 35. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Wat 'n soort liggaam sal hulle hê?
Dit is 'n dom vraag. Wat jy saai kom nie tot lewe tensy dit eers gesterf het nie. En wat jy saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Want elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van 'n lewende wese is nie alles eenders nie. Daar is verskil tussen die vleis van die mens, van dier, van voël en van visse. Daar is 'n hemelliggaam en daar is 'n aardse liggaam. Die glans van die hemelliggaam is anders as die van die aardse liggaam. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die van 'n ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. 'n Natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. Ons fokusverse is vers 36, 42, 43 en 44. Wat jy saai kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. So is dit ook by die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. 'n Natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Ons tema vir die prediking vandag uit ons fokusverse, Christus se opstanding gee vir ons die sekerheid en die troos in hierdie lewe om aan te gaan en dit kan volhard. Geliefde familie, vriende, gemeentelede, ons staan vandag in 'n swaar oomblik in ons lewens. Ons het die dood gesien. Ergens in ons lewe het ons dit 'n ander keer ook gesien, waarskynlik. Maar vir die familie is dit baie dieper. 'n Pa, 'n broer, 'n oupa, familielid, 'n steunpilaar. In die stilte van hierdie oomblik rou ons en ons soek na woorde. Ons soek na 'n troos. 'n Troos wat nie altyd gegee kan word deur mense nie. Woorde van simpatie wat nie altyd help nie. Ons soek na die waarheid en ons soek na die woord van die Here. As gelowiges draai ons nie weg van die dood nie. Ons is nie bang vir die dood nie. Ons kyk na die dood deur 'n ander lens. Ons kyk na die dood deur die lens van Christus wat opgestaan het. Want die dood is inderdaad die laaste vyand. En die laaste vyand is reeds oorwin deur ons Here Jesus Christus. Die laaste vyand is daadwerklik oorwin en ons het 'n paar weke terug op Opstanding Sondag gevier. Maar ons sien dat hierdie vrae is nie net vrae wat in ons tyd na vore kom nie. Dit is ook vrae wat na vore kom in die gemeente van Korinthe. Paulus skryf vir die gemeente en hy sien dat die gemeente worstel met die vraag van wat gebeur as 'n mens sterf. En hy gee vir hulle en uiteindelik vir my en jou ook 'n padkaart vir wat gebeur. Hy herinner ons daaraan dat die evangelie wat ons glo gegrond is op die belangrikste feit wat nog ooit bestaan het. En dit is Christus wat opgestaan het uit die dood. Maar om 1 Korintiërs 15 reg te verstaan, moet ons besef dat Paulus besig is met een van die belangrikste argumente in van sy briewe waar hy skryf. Let wel, al sy briewe is belangrik, maar hy is besig met 'n baie belangrike argument nou, want die mense sê, maar as ons dood gaan ons dood. Daar's niks hierna nie. Paulus reageer hierop met 'n diep teologiese argument en passie. Want hy ken die Here. Hy ken Christus.
En daarom sê hy wat nodig is om te sê. En Paulus skryf in vers 20, Christus is opgewek uit die dood as eersteling uit die wat gesterf het. Die gedeelte wat ons fokusvers is, lei ons dan om te vra, maar hoe word die dooies opgewek? Wat 'n soort liggaam sal hulle kry? En Paulus gebruik hier baie praktiese illustrasie. Paulus is een van die mense wat die meeste prakties geskryf het. Hy skryf nie net teologiese hoë argumente nie, maar hy bring dit onder toe. Hy vereenvoudig dit en hy maak dit prakties en hy sê, hoe lyk dit? En hy illustreer dit aan die vorm, die voorbeeld van saad wat geplant is. Hy praat van saad wat in die grond geplant is en hierdie saad word dan nou uiteindelik gesien as, maar dit sterf eintlik. So ons sien dan vir weke nou nie enigiets wat opkom. Vir alle praktiese doeleindes is daar nie dadelik 'n uitkoms nie. So dit lyk of dit gesterf het. Die liggaam is ook so geliefdes. Die liggaam van geliefdes wat ons groet, is dieselfde. Wat volg is uiteindelik die voorsetting van die verheerliking. Waar die saad uiteindelik geplant is. En dit ontkiem en dit word groot en dit groei en dit dra vrug. Dit is inteendeel heeltemal anderster as wat ons sien in die praktyk in die wêreld. Van die swakheid, die sieklikheid, die agteruitgang van die menslike liggaam. Daar kom uiteindelik 'n nuwe skepping. Maar dit beteken dat iets moet eers vergaan voordat dit nuut gemaak kan word. En dan sê Paulus hierdie woorde, die noodsaaklikheid van sterwe. Dit klink verskriklik hard, want ons wil dit nie hoor nie. Ons wil nie hoor dat iemand wat vir ons lief is, gaan doodgaan. Ek en jy wil dit nie hoor nie, want ons is lief vir daai persoon. En Paulus sê in vers 36, want die saai kom nie tot lewe as dit nie eers gesterf het. Hierdie is die eerste en belangrikste troos van wat Paulus vir ons vandag sê. Ons sien die dood dikwels as bloot 'n tragedie, maar ons moenie dit so sien nie. Ons moet juist daarna kyk in die perspektief van Christus wat opgestaan het. Want so het God se raadsplan uiteindelik die som totaal tot einde gekom. Waar Christus opgestaan het en 'n nuwe lewe gegee, selfs vir die wat gesterf het. Selfs vir die wat vir ons vooraf gegaan het. Dink aan daai koringkorrel waarvan Paulus praat. As dit in 'n sak is of in 'n boksie is, ergens op 'n rak, die boere onder ons sal weet. As dit net in 'n skuur is of op 'n rak is, dit gaan jou glad nie help. Dit gaan nutteloos wees. Maar laat jy dit gebruik. Laat jy dit plant. Dan groei dit. So iets wat oënskynlik vergaan het, kom tot verheerliking. Ons bely egter tog dat ons liggaam en siel aan Christus behoort. So of ons lewe of ons sterwe, Christus is ons wins. Ons sing ook daarvan saam, die bekendste kinderliedjies wat ons sê, ek behoort aan Jesus. Niks sal my ooit van hom kan skei. En wat 'n kosbare woorde is dit dat ons daaraan kan vashou, dat selfs in die dood, niks kan ons van die liefde van God skei. So wanneer Paulus sê, dat ons moet eers sterf, om eintlik verheerlik te word, is dit waarlik so. Maar die dood sal ons nie skei van Christus se liefde. Die dood sal ons nie skei van ons herinneringe aan die wat ons verloor het. Die dood sal ons nie skei aan al daai mooi herinneringe wat ons met mekaar kan deel baie jare later, of met ons kinders en kleinkinders. Dit is 'n moeilike ding om te begryp. Want hoe moet ek vertroos word in hierdie wêreld wat so verganklik is? Ons laat vandag oom Jerry se aardse liggaam agter en ons groet hom. Maar ons moenie wanhoopig raak. Want daar is hoop. Daar is lewe na die dood.
Die dood het beslis nie die laaste sê nie. Die dood is maar 'n deurgang tot die ewige lewe. En daarom neem Paulus ons verder na vers 42 waar hy sê, die transformasie van die heerlike van die verheerliking van die mens. So is dit ook met die opstanding van die dooies, wat gesaai word is verganklik, wat opgewek word is onverganklik. En Paulus gebruik 4 illustrasies in ons fokusverse om hierdie duidelik te maak. Eerstens die verganklike teenoor die onverganklike. Die verganklike liggaam wat ek en jy vandag het, gaan agteruit gaan swak word, gaan uiteindelik doodgaan. En dan uit die dood uitkom die onverganklike, die liggaam wat uiteindelik tot in alle ewigheid die Here loof en prys en aanbid. Die tweede beeld wat hy gebruik is die nederigheid teenoor die verheerliking of die heiliging. Die nederigheid waar 'n mens sien iemand se liggaam agteruit gaan en die dood sal hom nie draai. En dan is dit daar. Maar uiteindelik word daai liggaam verheerlik in die gees. Daar waar die persoon opstaan uiteindelik op die laaste dag en voor die Here se troon staan. Die lewe nou moes 'n einde kry sodat daar uiteindelik 'n ewige lewe kan wees. Daarin gebruik hy die swakheid teenoor die krag. Weereens, as ons dink hoe swak ons as mense is, selfs die sterkste persoon onder ons sal die dood nie kan vryspring nie. Geen krag of mag sal ons kan red. Maar die krag wat ons wel kan red van God se verlatenheid en die ewige hel, is uiteindelik die krag wat Christus ook uit die dood uit laat opstaan het. Die Heilige Gees, God self. En dan vierdens die voorbeeld wat Paulus gebruik, is die natuurlike teenoor die geestelike. Daar word 'n natuurlike liggaam gesaai, daar word 'n geestelike liggaam opgewek. 'n Geestelike liggaam is 'n werklikheid. 'n Geestelike liggaam waar ons uiteindelik voor die Here staan. En so kom die sekerheid van die oorwinning. Vers 54 en 55. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Wanneer Paulus hierdie woorde gebruik, is dit amper soos 'n triomflied. As ons net dink aan die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. En dit is wat Paulus amper doen. Hy sê, dood, waar is jou angel? Dood, jy kan niks meer doen aan my nie. Want ek leef in die Here. Sonder die vergewing van sondes, sonder die opstanding van Christus uit die dood, sou ek en jy ook uiteindelik nie opgestaan het. Wat 'n wonderlike troos is dit dan nie, dat wanneer ons 'n geliefde het, wat nie meer by ons is nie, kan ons verseker weet, dat die Here het hulle steeds in sy hand. Paulus sê in vers 57, maar ons dank God wat aan ons die oorwinning gee, deur Christus Jesus. Let op dat hy die woorde gebruik van iemand wat 'n gawe gee vir iemand anders. Die oorwinning is behaal deur Christus, die ewige lewe is behaal deur Christus, en nou gee God dit vir ons. Hy gee dit nie aan ons omdat ons so oulik is nie. Hy gee dit nie aan ons omdat ons dit verdien nie. Maar hy gee dit aan ons, want ons glo in Christus, bely dat hy ons enigste saligmaker is, ons God en koning. So wanneer ons hierdie in gedagte het, en ons dink terug aan die lewe van ons Jerry, dink ons nie net aan goeie herinneringe nie, want daar is baie. Maar ons dink aan die trou van die Here. Ons dink aan die trou van die Here, want ons Jerry het ook die Here geken. Hy was 'n dienaar van die Here gewees. En hy het geweet dat Christus die dood oorwin het. En daarom staan ons vandag nie as mense wat net nie verloor het nie. Ons staan as mense wat weet hy het die Here geken. Maar geliefdes, hoe moet ek en jy nou aangaan? Sonder 'n pa, sonder 'n oupa, sonder 'n broer. Hoe moet ons aangaan as daar 'n leesstoel by die tafel staan met Kersfees?
Hoe moet ons aangaan in hierdie wêreld? Ons mag huil. Ons mag treur. Ons mag hartseer wees. Selfs Christus het gehuil by sy vriend Lazarus se graf. Maar as ons huil ons nie soos mense wat nie hoop het nie. Ons huil soos iemand wat weet dat Christus opgestaan het uit die dood en ons uiteindelik ook saam met hom sal opstaan uit die dood. Om voor God te kan staan in sy troonkamer. Maar Paulus sê ook hier weer vir my en jou wat agterbly om ook iets te doen. Vers 58. Daarom, liewe broers en susters, wees dan vastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in werke van die Here. Terwyl ek en jy nog hierso is, moet ons diensbaar wees. Terwyl ek en jy rou en treur, moet ons diensbaar wees. Ons moet standvastig wees in dit wat die Here vir ons gegee het deur die skrif. Sy wil uit te dra aan almal wat dit nie ken nie. Te gaan verkondig dat die dood nie die laaste sê het nie, maar dat Christus opgestaan het uit die dood. Wanneer ons die toekoms ingaan, sonder iemand wat ons mis, weet dat hy ook veilig is in die hand van die Here. Die troos is dat ook Jerry nou die dinge sien wat ons uiteindelik net in die dobbes veel sien. Hy ken die onverganklike en die heerlikheid waarvan Paulus praat, iets wat ek en jy nog nie ken nie. Laat daardie wete ons so kalmer en rustiger in ons worsteling en verlange. Die Here het gegee, die Here het geneem. Geseënd is die naam van die Here. Dank God die Here wat gegee het, want hy het in oorvloed gegee. Dank God, al het hy geneem, want sy genade en trou is deur die eeue standvastig. Amen. In antwoord op die prediking sing ons ook daarvan en ons moedig mekaar ook aan. Ek sien in die nuwe hemel kom 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skyn verdwyn, God self kom by ons bly. En dan sien ons in vers 4, kyk ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy is my kind, en ek 'n God vir hom. Dit is elkeen van ons ook se troos, terwyl ons in die lewe is, terwyl ons in die verganklikheid is. Ons staan en dan sing ons dit saam, waarna ons weer sal word.
Ons Vader wat in die hemel is, Here, U alleen is ons toevlug in ons nood. In tye van pyn en hartseer, van nood, is U alleen ons skuilplek. U is ons krag, U is ons sterkte in alle omstandighede, maar meer so wanneer ons treur en verlies ly. Vader, troos vandag elke hart. Troos elkeen wat roep tot U. Skyn die lig van die evangelie, dit wat ons nou gehoor het, elke dag in ons harte, sodat ons kan verkondig, daar waar ons gaan, die dood het nie die laaste sê nie. Dood waar is so angel. Here, lei ons, dat ons hoe langer hoe meer standvastig sal bly, die kennis van die evangelie, die wysheid en die insig wat alleenlik van U kom. Here, en daar waar ons verlang, huil, daar waar het vir ons dalk net 'n bietjie te veel voel. Mag die Heilige Gees ons troos in die wete dat ons miskien vandag net tot siens sê. Maar eendag sal dit weer 'n heerlike ontmoeting wees, wanneer ons voor die troon U kan loof en prys tot in alle ewigheid. Seën ons met die liefde, seën ons met U vrede, sodat ons die troos kan beleef elke dag van ons lewens. Amen. Liefdes, julle kan weer julle plekke inneem. Ons sing as slotsang Psalm 130 vers 1 en vers 4. Vers 1 sit ons terwyl ons so saam is, en dan vers 4 staan ons op. Ons sit met vers 1, want hoor die woorde, uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan, uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor, en laat my jammer klagte tot opklim in die oor. Vers 1 is waar ons onsself nederig en klein voor die Here is, waar ons smeek vir troos. En dan staan ons met die saamsing van vers 4. Hoor Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur. Sy guns verduur die nagte, sy huil breek eintlik deur. Dan skuil 'n soete vrede, gans Israel word vry. Van ongeregtighede, Heer, doen ook so aan my. Ons sit met die saamsing van vers 1, dan staan ons met vers 4, en dan stuur die Here ons uit met sy seën, wanneer hy ons groet. Oh,
en treur en goeie herinneringe altyd sal onthou, weet dat die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn in jou dag van dood, die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sal hy sy vrede gee. Amen. Dan nog eers. Liefdes, daar is nou geleentheid vir Theo Leroux. Ek het vir Theo Leroux om die bedankings te doen. As Theo dan klaar is, dan is daar 'n klein kort skyfvertoning wat ons nog gaan kyk, en dan sal Theo ook vir ons sê wat ons kan vandag vir verversings in die saal. Dankie. Goeiemiddag allemaal. Die 3 dogters en die skoonseus het my net gevra om 'n paar bedankings te doen. Ek gaan dit sommer net aflees. Namens ons familie wil ek namens hulle almal graag opreg dank sê vir almal wat hulle in hierdie moeilike tyd ondersteun het. Baie oproepe, boodskappe, besoeke. Van hulle kant af baie dankie. Dan aan die Buffels Dorings Gereformeerde Kerk en die gemeente. Baie dankie vir julle gebede, julle liefde, ondersteuning. Dit het hulle baie beteken en ons het dit werklik gevoel. Ook 'n spesiale woord van dank aan die susters van die gemeente vir die pragtige opmaak van die kerk en die saal. Julle moeite en toewyding het 'n groot verskil gemaak. En besonder dankie aan Tannie Marina vir die heerlike platters na die diens. Ons waardeer dit reg. En ek dink dan ook Dominee Erasmus, baie dankie vir die boodskap dat ons ook nou met troos en vrede kan uitgaan. Maar ek wil ook vir afkom bedank vir professionele en deernisvolle diens. Julle het dit altyd vir hulle baie makliker gemaak in 'n tyd wat andersins baie swaar is. En dan aan al ons familie en vriende, dankie vir elke oproep, boodskap, besoek en gebed. Die teenwoordigheid en omgee het vir ons groot troos gebring. Laastens, baie dankie aan almal wat van ver en van naby gekom het met afsaamheid ons deur te bring. Julle teenwoordigheid beteken vir ons baie en ons waardeer elkeen van julle opreg. Dit is van hulle kant af, maar ek dink van ons almal se kant af, die 3 dogters, Raim, Japie, Jan Hendrik, ek was ons allemaal baie naam. Dankie julle om die laaste tyd baie gestap het. So mooi gekyk het. Daar in die hospitaal het ek gesien die hartseer vir al die skoonseus, Mariska, Ali, Maggie. Julle het nou familie, julle het vriende wat net sal kyk, maar baie dankie dat julle so mooi omgekyk het. Ja, ekskuus, ek het nou nie dit verwag nie. Ek is daarom net bly uit al die foto's kon julle ene kry met hom met die gangster nog in sy hand. Nou ja, okay, julle is al nou 'n foto ding en ek dink dan ek weet nie wanneer om aan te kondig wanneer hulle kan uitgaan nie. Ek dink alles is die foto ding al klaar is. Dankie.
iemand wat my hand kan vat, 'n pad onbekeerd, 'n pad wat geloof gaan vat en ek val op my knie en ek bid soos 'n kind alweer. Ek val op my knie soos ek vra. Dat die mag geskied op aarde soos in die hemele. Laat die rykdom kom op aarde soos die skepping wou op hom. Want aan U behoort die krag en die heerlikheid en mag tot in alle ewigheid. Net U en die einde, die wil is so goed en perfect, die hand van geneesing wat ek nie die genade besef en ek val op my knie en ek bid soos 'n kind alweer. Ek val op my knie soos ek vra. Laat die geskied op aarde soos in die hemele. Laat die rykdom kom op aarde soos die skepping wou op hom. Want aan U behoort die krag en die heerlikheid en mag tot in alle ewigheid. Amen. Vergewe ons soos ons bou en lei ons nie in die versoeking nie. Ons dag ons dagsel en vergewe ons soos ons bou en lei ons nie in die versoeking nie. Maar verlos ons van die Laat U wil geskied op aarde soos in die hemele. Laat die rykdom kom
Geliefdes, julle is baie welkom en almal saam vir versdienste kom geniet in die kerk saam. Dis welkom om deur die deur te gaan daar in die hoek of julle kan buite of in die saal gaan.